Vinnige gesprek na die konsert. Wat 'n fantastiese uitvoering. Baie geluk Bertien en Megan. Die bo is nie so goed soos daaronder nie want almal het nou 'n glas champagne in die een hand. So hulle klap net met een hand. Wat 'n ongelooflike program. Ek moet sê as dit by cello en klavier uitvoerings kom, is dit repertorium wat 'n mens definitief nêrens anders gaan hoor behalwe by klassiek nie. Megan, jare terug was daar so 'n televisieprogram Agter elke man wat Steve Hofmeyer vreeslik famous gemaak het as 'n akteur, maar in hierdie recital is daar agter elke cellist 'n goeie pianis hopelik en dit was jy. Wat het jy gedink van hierdie program toe Bertien sê ons speel hierdie musiek? Ag, dankie Charles. Dit was baie lekker vir my gewees. En het is altyd wonderlik om met Bertien te speel. Ek dink dit is die tweede of derde keer wat ons saam speel en die program is elke keer 'n revelation vir my. Ek het nog nooit die musiek teëgekom nie, ek het nog nooit die komponiste teëgekom nie. Ek dink ek het al ooit iets van César Cui gespeel nie. Alhoewel hy een van die groot 5 is dit die eerste keer wat ek van sy musiek speel. En ek dink die musiek bring ook nuwe dit challenge my op 'n ander manier in terme van dat ek nuwe klanke moet tevore bring en so aan. So dit is regtig 'n fantastiese ervaring om saam met Bertien te speel. So I have one other question before we move on to Bertien. Megan, at one stage I saw you get up and do something inside the piano and for that one piece the piano made this very deep kind of farting sound. What happened there? Please explain what did you do to our piano? So the low A in that movement is supposed to be muted. So if you say muted, what does that mean? A sound that's supposed to be stopped. So you hit, I guess you hit the sound or the string, but the mute stops the sound almost immediately. There are no overtones involved. Although while I was playing, once again, as she was playing, I was thinking maybe if I move my arm a certain way, it would bring out certain other overtones I haven't come across before. So even while there's a mute, I was trying my best to unmute it. And what did you use to mute the piano? So Charles helped me wonderfully yesterday in the rehearsals. Before I'm supposed to use my hand, so almost like I'm trying to do vibrato or something inside the piano, but the stand of the piano doesn't want to move far enough back. I think if the piano was bigger, you probably would have been able. I would have been able to get there, but there was a stand in the way, so I couldn't put my hand there. So the other option was standing, and I couldn't stand because then I would have to sit down when I have to play on the piano. So it wasn't practical. Then I used a book, and then actually created more overtones. So then I got here yesterday. I wasn't sure what I was going to do, so I spoke to Charles, and then I realized, oh, obviously Charles knows everything about the piano, and he helped me out with this mute that he gave to me. Yes. It was fantastic. Yeah, thanks. So he literally stuck this thing in between the strings, and then it makes that deep sound. Bertien, you didn't have to use any funny things on your cello. It's basically just your bow and your left hand. Or what was the strangest thing you came across in this program? The strangest thing for me was to imitate that ethnic instrument on the high C string, which I never knew that it sounded like that. But it says there it has to sound like a duduk, which I have heard before, and that one has to use a lot of vibrato, which makes that kind of a sound. That was quite interesting to me. That was totally new. So as a performing duo or as somebody who's played at many festivals, year after year, you have to think of something new to play with somebody. How on earth did you come up with this idea? It has a long run up to today. Many years ago, I started playing with Indian musicians, so that definitely sparked interest in music from that part of the world. And then over the years, people started giving me music, or somebody last week told me, oh, I know a cellist from Armenia. Let's contact him and see what he has for you. So an Indian friend organized that piece for me. And then last week, a friend in Vienna said, oh, I know a cellist from Kazakhstan. But those pieces will be played in a future concert.
So if you compile a program like this, you can see the audience likes it a lot, and it's such entertaining and communicative music and very challenging technically. Maar was miskien jou grootste doel hiermee om te bereik in hierdie program? Ek hou daarvan om ongewone programme bymekaar te sit en deur al die musiek wat ek gevind het en geskenk gekry het oor die jare, het ek net gesien dat hier kom 'n program en daar is ongelooflik baie interessante dokumentêre programme op televisie oor die Silk Road. Baie jaar gelede het jou ma 'n serie opgeneem ook met die naam Silk Road, maar dit is alles tradisionele instrumente. Ons program is 20ste en 21ste eeuse musiek vir cello en klavier spesifiek geskryf. Maar ja, die een ding het gelei tot 'n ander en toe ek weer sien het ek 'n hele program bymekaar van musiek en ek begin toe kyk op 'n kaart en toe sien ek maar dit maak 'n logiese roete. En soos ek gesê het, dit eindig eintlik in Venesië, my skoene. Maar ons het net gevoel ons kan nie met 'n Vivaldi sonate hierdie program eindig nie. So ons gaan nog iets moet vind waarmee ons in Venesië kan eindig. En die grootste op hierdie program was die sonate van Fazl Say wat fantasties is en dit is wonderlik om musiek te kon hoor van 'n lewende komponis wat redelik jonk is nog. Ek dink hy's nou maar eers in sy 60s of iets, so dis nog baie jonk 50. soos u weet. 50. En met sulke moderne musiek, Megan, 'n laaste vraag vir jou, as jy kontemporêre musiek leer of nuwe musiek soos mense dit noem, doen jy dit anders as wat jy iets van Beethoven sou leer vir julle twee? Ek dink so. Het hang af wat Beethoven werk. Byvoorbeeld 'n laadsonate van Beethoven is amper baie modern en die kompleksiteit daarvan. Ek dink ek begin eers luister na die werk oor en oor, so miskien 50 keer en dan begin die klanke vir my sin maak en dan gaan ek na die skoor toe en begin dit analiseer. In die geval van Fazl Say, sy musiek is altyd so interessant en hy is so talentvolle performer dat die musiek is so aantreklik dat dit leer dit amper self, want dit is so genotvol. Baie dankie. Dames en here, u het die geleentheid om nou enigstens as u 'n vraag het, gerus u hand op te steek en vir hulle enige iets te vra, veral na so 'n interessante program. Wonder u dalk oor iets, so moet asseblief nie skaam wees nie. If you want to ask anything to these wonderful performers, you can do so now. Please feel free to put up your hand and ask them anything. Yes, sir. In Bangkok is daar 'n huis, the Silk House. Het julle nie op enige Thai musiek afgekom wat dalk met hierdie goed te doen het nie? Nog nie, maar dis 'n goeie idee. Ek gaan dit definitief ondersoek. Ek wil terwyl mense nog dink oor wat hulle dalk wil vra, Megan, jy het vir Megan gevra hoe voel dit om saam met my te speel, maar ek wil graag ook vir julle sê hoe voel dit om saam met Megan te speel. Ek kan nie enige pianis vra om so 'n program saam met my te doen nie. So verlede jaar het ons 'n konsert gespeel met die Britten cello sonate, waarvan ek al vir jare die musiek het, maar te bang was om te speel. En toe noem ek dit een keer vir Megan en toe sê hy, kom ons doen dit. Net so. Gelukkig het hy dit al geken. En ons het 'n klein dele van hierdie program ook in daardie konsert gespeel en eintlik uit daai samespel is hierdie gebore. En toe ek nou sien Fazl Say het hierdie sonate geskryf vir cello en klavier, dog ek daar's net een persoon vir wie ek enigstens die moed sou hê om te vra om dit saam met my te doen en soos altyd het hy gesê, kom ons doen dit. En hier is ons. Ek wou toe ek geluister het na die konserte gedink het, maar dis interessant. Daar's nie 'n stukkie wat ek kan nafluit of sing nie, maar dit boei my die hele tyd. Toe dink ek wil jou vra, het jy 'n besondere koneksie met die syroete, maar ek glo jy het, of die musiek het jou daartoe gelei? Ja, die musiek, ja. Het jy nog iets in jou kop wat jy volgende keer weer vir ons 'n reisprogram sal saamstel? Ons gaan beslis dink daaroor. Daar is nog baie musiek wat hierby pas, wat ons nog glad nie eers by uitgekom het nie. Ons speel later vanjaar weer 'n konsert wat bietjie langer is,
wat ons van die ander musiek kan bysit, maar ons sal definitief dink aan 'n volgende reisprogram. Maar wat ek wel wil sê, die syroete, soos ek verduidelik het hoe dit geloop het. So daar was ook dit was 'n lang 6400 km, verskillende roetes en daar was ook baie bergpasse. Die Khyber Pass byvoorbeeld wat vandag onbegaanbaar is. Baie van hierdie lande waarvan ons die musiek gespeel het, kan ons nooit besoek in ons leeftyd nie. Dit is totaal onmoontlik. Maar ja, toe dog ek wel, ons speel nou hierso op die Route 62 musiek van die syroete en net hier agter is een van die vreesaanjaendste bergpasse vir my, die Swartbergpas, waaroor ek elke jaar 2 keer moet ry want my man met sy Land Rover kan nie wegbly van die Swartbergpas af. Ek wil net vir julle komplimenteer. Dit was absoluut fenomenaal om julle 2 dae te sien. En jy het klanke uit daai cello uitgetower wat ek nie besef het kan bestaan nie. En Megan, jy het so wonderlik saam met haar gevolg. Julle is 'n absolute wonderlike duo. En moenie ophou nie, hoor, dit was regtig vir my. Dit was goed dat dit so begin het hierdie fees. Baie dankie. Baie dankie. Charles het nog een. Ag, Bertien, ek wil net vra die stukkie oor Persië. Ja. Wat is die naam? Het julle dit al opgeneem? Ja. En wat is die komponis se naam? Die komponis is Reza Wali, hy's ook 'n lewende komponis. Die stuk se naam is The Girl from Shiraz en dit kom uit 'n suite vir cello en klavier. Baie dankie. Dames en here, as daar nie meer vrae is nie, dan dink ek nader ons nou die einde van die gesprek. Ek wil u net gou inlig, daar is 11:30 bied die KAK&K se multibekroonde Karoo kaartespan 'n rondleiding oor die grensverskuivende multidissiplinêre kunsteprogram. Kunswerke uit hul nuutste uitstalling Argief wat vanjaar by die KAK&K geopen het word ingesluit. So dit is sover ek weet hier binne en u kan 11:30 rondkyk vir wie u gaan kan rondwys. Dan wil ek u net daarop wys die volgende uitvoering om 1:00 is Ensemble Masana. So as u al ooit die kombinasie van klavier, saksofoon en fluit wou hoor, wat nogal 'n ongewone kombinasie is, dan moet u asseblief 1:00 by ons aansluit en ondersteun asseblief. Ek sien daar het nog min mense wyn gekoop. U kan gerus nou al begin drink om die wyn tafel te ondersteun, maar nog een laaste groot dankie aan Bertien en Megan vir 'n fantastiese afskop van klassiek. En hulle is nog hier rond, so as jy vir hulle 'n glas champagne of 'n glas wyn wil koop en met hulle gesels, is u welkom. Baie dankie.